Baie welkom aan elkeen wat by die Woord in Diepte aansluit hier. Ons is hier met die 5de Bybelstudie besig. Ek geniet hierdie boodskap uit Openbaring geweldig baie. Ons wil ook vra dat die Here baie naby aan Heidi sal wees, dat hy sy hande om jou sal hou en jou sal versterk. Ons is baie lief vir jou. Daar waar jy by Magnolia is, mag jou liggie daar skyn vir die Here. Wanneer dinge nie so goed gaan nie, hou vas aan hom. Ons dink aan Andre en Arina. Ons weet dat dit gesondheidshalwe nie met julle baie goed gaan nie, maar ons vertrou die Here en ons hou vas aan hom en kyk uit na die wederkoms van die Here. Wanneer ons almal met blakende gesondheid hom sal loof. En dan dink ons ook aan Hannes en Annetjie, ons het baie lanklaas van julle gehoor, maar ons vertrou dat die Here vir julle goed is. Kom ons bid saam. Dierbare Vader in die hemel, gee dat ons die goeie nuus van u boodskap, van u lewe, dood op die kruis en opstanding sal raak sien, dat u woord met ons hart sal praat. Amen. In die gebedsfoto, daar is 'n hoftoneel. En daarom is hierdie boodskappe so interessant soos wat hulle is, ook baie plegtige boodskappe. Want die hof, die hemelse hof, gaan 'n uitslag gee wat ons gekies het. Ons kies self of ons aan Christus se kant wil wees en of ons aan die vyand se kant wil wees. En daarom praat hierdie engel van Openbaring 14 vers 7 met 'n groot stem. En hy sê, vrees God en gee hom heerlikheid. Dit is baie belangrik. En as ek om my kyk na die wêreld vandag, met die taal wat mense links en regs gebruik, in die naam van die Here wat uitelik gebruik word, dan word ek koud tot in my tone. Lees vir ons Openbaring 14 vers 7. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Aanbid hom wat die skepper is. Vandag aanbid ons die instellings van geleerdheid, van rede, van hierdie teorie en daardie teorie, van hierdie groot man en daai groot man, en ons vergeet van die skepping. Inteendeel, die Bybel word as oudmodies beskou. Ek hoor die woorde van 'n predikant wat gesê het, die Bybel is nie meer vir ons tyd van toepassing nie. Verskriklike woorde. Hoekom is daar 'n oordeel? Is die oordeel goeie nuus vir ons, of is dit slegte nuus? Lucifer het die regverdigheid van God in die hemel bevraagteken. Daar was nooit tot op daardie datum enige vraag oor God se goedheid nie. Inteendeel, elke hemelse wesen het oorgeloop van dankbaarheid en lof teenoor God. Die engele het gesing, heilig, heilig, heilig. En God geloof. Hier kom 'n stem vir die eerste keer in die ganse heelal, en hy gooi 'n vraag in, 'n lelike vraag, 'n vuil vraag, 'n vraag wat omkrap, 'n vraag wat mens gedagtes laat dink, wat ons nog nooit gedink het nie, wat daar nog nooit gedink was nie. En daai saad wat hy saai, is die saad van twyfel. God is nie regverdig nie. Is God regverdig? Hoekom het elkeen van ons nie 'n sê nie? Hoekom het hy alleen 'n sê?
En die ganse heelal is besoedel deur hierdie gedagtes. Dwars deur die geskiedenis van hierdie ou aarde, hou hy nog steeds vol met sy bedrog, en saai hy nog steeds daardie saad. En daardie saad word vermeerder deur godlonaars, deur ateïste, deur mense wat opgee, en hulle eie self probeer vorentoe forceer. Openbaring 12 vers 10 sê, Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. so is Lucifer uit die hemel neergewerp. Daardie saad wat hy saai, wat ongelukkigheid en agterdog verwek in die hemel, daar is hy uitgewerp. Hy kon nie meer daar gehou word nie. En jy weet self, wanneer ek geelperskes en ons het 'n pragtige bak geelperskes so 'n maand gelede gekoop, 'n hele skinkbord vol en toe weer by Betty 'n klomp gekry en was hulle nie lekker nie. Maar dan kyk ek elke dag, want sodra een van daai geelperskes begin baard groei, dan steek hy almal aan. En dit is net 'n uur of 2 daarna, dan's al die geelperskes vrot. Satan is verwyder. Na 6000 jaar het Lucifer, wat Satan geword het, tyd gehad om sy standpunt te bewys. Maar hy het niks bewys nie. Inteendeel wat hy bewys het, is dat daar ellende en die dood volg op iemand wat sy koninkryk van duisternis aanhang. Swaar kry, geweld, onreg, roep uit om verlossing en oordeel. Hoekom moet daar 'n oordeel wees? Omdat Lucifer hierdie saad gesaai het. Miljoene stemme van God se getroue kinders deur al die eeue, van Adam af, deur die hele Bybelse geskiedenis, deur die donker eeue, roep vandag uit tot God om reg te laat geskied, dat hy moet optree en oordeel. Hoe lank nog gaan dit so aangaan? Hierdie bose aarde vandag roep uit sy sieklike sonde besoedelde boesem uit tot God om reg tot stand te bring. Die planteryk roep uit om reg, die diereryk roep uit, alles kry swaar en roep uit en vra veroordeel. Openbaring 6 vers 10. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? Die stem van die martelare deur hulle bloed roep uit en sê, hoekom? U is tog regverdig, hoekom wreek u nie ons bloed nie? Hoekom gee jy nie vir die goddelose wat hulle toekom en beëindig hierdie nie? Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde. En hier kom daardie engel, waar God besluit het dat genoeg is genoeg. En hy stuur sy laaste boodskap uit deur hierdie engel en sê, aanbid God. En dan is daar 'n keuse, 'n finale keuse tussen die aanbidding van die draak en aanbidding van God. En in die bygaande foto daar sien jy 'n engel wat in die middel van die lug vlieg met hierdie boodskap, 'n dringende boodskap aan die bewoners van die aarde. 1 Petrus 3 vers 20. Wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag. God was lankmoedig in die dae van Noag en hy het
120 jaar lang mense kans gegee om te kies, toe mense nog 900 plus jaar geword het. Maar vandag hier aan die einde van tyd, wanneer mense 70, 80 jaar oud word, en selde tot by 100, roep daar die engel uit, en hy sê, dat ons 'n keuse het. So het God die voorvloedse mense verdra, en hulle gewaarsku, soos ek genoem het, vir 'n lang tyd, vir 120 jaar. Niemand het 'n verskoning gehad nie. Net so waarsku God die bewoners van die aarde vandag. Net so hardkoppig, soos daardie, mag ons hulle antidiluviane noem. Net so hardkoppig is ons vandag. Ons wil nie hoor nie. Ons slim redenasies sal net so nutteloos wees, soos daardie mense, wanneer die genade deur, of die ark se deur sluit. Dit sal toe wees, en nie weer oopgemaak word nie. Psalm 51 vers 1. Vir die musiekleier, 'n psalm van Dawid, toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batseba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootte van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Nou as jy my mooi verstaan, dis belangrik dat ons die regte keuse maak. Want die verkeerde keuse kan ons ewige dood beteken. Maar indien u 'n verkeerde keuse gemaak het en u bely dit, soos Dawid hier gedoen het en om genade vra, vergewe God, herstel hy ons, want dan kies ons weer om te doen wat reg is. Hoe werp hierdie belydenis van Dawid lig op die oordeel? Kyk mooi na wat hy sê. Hy sê, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van sonde. Hier besef hy waarheen hy op pad is met hierdie verkeerde daad van hom. En hy sê, was my. Hy bely sy sonde. Hy kies vir God. Dawid reageer op die Heilige Gees se werk in sy hart en sy gewete praat met hom. En hy verfoei die ding wat hy gedoen het en hy gryp die Here aan en hy sê, wees my genadig. Jesus het my straf aan die kruis gedra. Die opstanding kondig sy volkome oorwinning aan oor die dood. Nou skenk hy my sy plaatsvervangende lewe en sy genade. Dit moet ons deur keuse aanvaar en in dankbare gehoorsaamheid hom volg. Jy kan vir ons Psalm 51 vers 12 naslaan. Iemand sê nou die dag vir my of vra vir my. Hy sê, wat is die een ding wat God nie kan doen nie? En terwyl ek nog dink, toe sê hy kan nie vir jou kies nie. Jy moet self kies. Wat sê Psalm 51 vers 12? Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Nou sê Dawid daar, hy gaan self vir hom 'n rein hart maak. Nee, hy vra dat die Here dit skep, want 'n mens kan dit nie doen nie. En dan kyk hy verder vooruit, hy wil nie weer 'n verkeerde ding doen nie, dan sê hy, gee in my binneste 'n vaste gees. As dit maar ons gebed sou wees dag na dag. En dan die feit wat ons maar almal te goed ken in Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.
Daar lê die twee weë en ons keuse duidelik. Openbaring 20 vers 12. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. So elke keuse wat ons maak, word in die boeke van die hemel neergeskryf, die boek van die lewe en die boek van die dood. En die dode is geoordeel volgens wat in die boeke geskryf is. Die bygaande foto. Volgens watter boek gaan ek en u geoordeel word? Daar is net een boek, en dis God se woord, sy ewige woorde, want hy verander nie. Ons gaan volgens sy woord geoordeel word. Maleagi 3 vers 16 is vir my 'n pragtige, bemoedigende vers. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek, en die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. So sien ek in my verbeelding dat daar 'n engel sit met 'n pen. Natuurlik, ek sien dit in terme van aardse dinge. Sit hy en hy skryf elke dingetjie neer wat u dink, wat u sê, wat in die lewe gebeur, skryf hy neer. Die hele biografie volledig. Ons kan dit anders sê. Ons kan sê dat daar 'n video is van my hele lewe, van my geboorte tot my begrafnis, is daar my lewensverhaal deur die hemel opgeneem. Daarin word geskryf wat ons goed gedoen het, wat ons verkeerd gedoen het, waar ons bely het, waar ons keuses gemaak het om te lewe, of vir die sonde, of vir die Here. En mag daar goeie dinge teenoor u naam geskryf staan. Ek wonder nou net, dit sê 'n gedenkboek vir die wat die Here vrees. So die Here maak eintlik aantekeninge van ons goeie dade nadat hy ons genadiglik gered het. Ja, maar ook die dinge wat ons verkeerd doen, word in daardie gedenkboek aangeskryf. Want dit is ons lewensgeskiedenis. En ons kies. En natuurlik, soos hy nou genoem het, wanneer my naam in die boek van die lewe aangeteken word, dan word daar die bloed van Christus oor my negatiewe dinge wat ek gedoen het, geplaas. En wie kan dit dan lees? Niemand nie. Soos die bordjie wat by die rivier ingesit was. Hier mag nie vis gevang word nie, visvang verbode. Jy kan nie die ou lelike dinge gaan uithaal wat iemand gedoen het, wanneer God jou gered het nie. Die wat verkeerd kies, finaal, wat in wie se name in die boek van die dood geskrywe is, hulle sal negatiewe dinge sal bly staan op daai rekord vir almal se oë om te sien. En hoe sê Paulus, word ons gered? Efesiërs 2 vers 8. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Dank ons die Here genoeg vir daardie gawe, want redding kom nie uit onsself nie. Daniël 7 vers 9 wys weer hoe hierdie oordeel gaan plaasvind. Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n oue van dae gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur.
'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal duisende het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. Nou, hierdie hele prentjie, as jy het weer deurlees, dan besef jy, hier is iets wat so ryk is aan lig, aan vuur, aan heiligheid, aan plegtigheid, iets so groot. En as ons die hemelse troonkamer waar God is, sy teenwoordigheid, sy heerlikheid, sou vergelyk met 'n aardse hof, dan is daar geen vergelyking nie. 'n Aardse hof is sekerlik die plek waar die meeste leuns vertel word op hierdie aarde. Maar laat ek dit daar laat. Vers 13. Ek het gesien in die nag gesigte en kyk met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens. En hy het gekom tot by die oue van dae en hulle het hom nader gebring voor hom. En natuurlik hierdie wolke wat hy hier in sy naggesigte sien, glo ek is die engele. En die een wat hulle nader bring is Jesus, waar hy na die Vader toe kom vir die finale oordeel. Dit is plegtige oomblikke, wanneer ons saak vir ewig beslis sal wees. En ons sal in dankbaarheid die Here daarvoor loof, want dan sal sonde en ongeregtigheid tot 'n einde kom. En in die bygaande foto sien ons 'n baie flou voorstelling, hoe daar miljoene en miljoene engele die Here omring, hierdie troonsaal omring. Daniël 7 vers 14. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Indien jy terugdink aan die studie oor Daniël 2, dan was daar die koninkryk van Babylon, en Nebukadneser was aan die hoof. En toe die Meders en die Perse oorgeneem, en daar die metaalman, die bors en die arms, die Meders en die Perse. En toe het, wie was die leeraanvoerder in die Griekse ryk? Alexander, né? Ja, Alexander die Grote. Alexander die Grote. En hy toe oorgeneem. En toe breek sy koninkryk op in 4 dele, soos ook in Daniël 7 vir ons aangedui word. En daarna het Rome oorgeneem. En die harde Romeinse koninkryk, waaronder Jesus gebore is en op hierdie aarde kom leef het. En toe aan die voete die 10 tone, daar die 10 koninkryke, en watter koninkryke toegevolg na hierdie metaalbeeld? Sonder mense hande, Koninkryk van met die mens niks te doen nie, het 'n rots losgebreek. En daai rots stel die rots der eeue voor, Jesus, sy koninkryk. En daai rots het afgekom soos 'n weerligstraal en daardie beeld aan sy voete getref en hy die hele beeld vergrys, tot niet gemaak. Watter koninkryk volg na hierdie koninkryke wat een na die ander gevolg het, God se koninkryk. En het sê, daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. Daniël 7 vers 26. Maar die gereg sal sit, en hulle sal hom,
die heerskappy ontneem om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Die gereg sit, en hulle sal hom, dit is daai klein horinkie wat ontstaan het, en wat hier na Christus se tyd, later na die vroeë kerk, die pausdom wat ontwikkel het, daardie klein horinkie, wat Christene vervolg het hier in die middeleeue, die 1260 dae, vir goed en finaal verdelg en vernietig. In die bygaande foto is daar hoe een skilder dit voorgestel het. Daai een horinkie wat eers baie klein was en 3 ander ontwortel het. Hy het God se kinders kom vernietig. Daniël 7 vers 27. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges, van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Net om weer te beklemtoon, 'n ewige koninkryk. Daar's nie 'n tydsverloop beperking op God se koninkryk nie. Ons as God se kinders kan nie op een greintjie van ons eie geregtigheid staat maak nie. Ons is vuil en besoedel en 6000 jaar van sondige neigings het ons oorgeerf. Satan kla ons aan en dan is die feit van die saak daar dat hy ook reg is. Ons is sondig. Ek is skuldig. En presies hier, waar die finale oordeel en die verlossingsplan by mekaar kom, sê Christus, ek het vir hom gesterf en sy bloed dek my lewe. Die evangelie, die goeie nuus, nie van my lewe nie, maar van Jesus se volmaakte lewe, tree tussen beide vir my. Sy rein en heilige lewe dek my. Hy is my hoë priester. Hy wis my sondesmet uit en ek staan gereinig. Wat het Matteus 5 gesê? Salig is hulle wat rein van hart is. Dit is omdat ons deur Christus se bloed gedek is. Jesus se gebed in Getsemane is verhoor. Maak hulle een, soos ons een is. Maak hulle een met ons. En ons kan net met groot lof die Here loof. En lees vir ons daar 'n versie uit Johannes 17, daai gebed van die Here, wat hy vir ons gebid het, lees vers 10. Lees vers 11. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Hier bid Jesus hierdie gebed in die tuin van Getsemane. En hy sê, ek kom na u toe, want ek is nie meer in die wêreld nie, hy gaan huis, hy kom terug, maar hy gaan hulle hier agterlaat. En dan is daar Johannes 17 vers 17, daai pragtige woorde. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Hier word soveel evangelie vasgevat in hierdie vers. Wat heilig ons? Die waarheid heilig ons. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Wanneer die duiwel die woord van God teiken en dit aanval, die een leerstelling na die ander vernietig, is hy besig om met sy wraakgedagtes
'n mensemoordenaar te wees, soos Jesus in Johannes 8 vers 44 hom aangedui het. En dan sal ons een met God kan wees. Johannes 17 nog steeds vers 24. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Hierdie woordjie wat daar vir my uitstaan, is daai woordjie saam. Wie het skeiding gebring in die hemel? Lucifer, sonde. Wie het skeiding gebring hier op aarde in die tuin van Eden, wat hulle uitgegooi is? Sonde. En Jesus kom en hy wil nou weer die mens terugbring na sy huis toe. En hy wil weer saam met hulle wees. Ek dink aan die ballingskap van Israel. In die tyd van Jesaja en Jeremia, wat gewaarsku het, waar hy in die put gegooi is daar, dat Nebukadneser gaan kom, maar hulle wou nie luister nie. Hulle het hom in boeie gesit, in 'n modderput gegooi, en hulle wou hom doodmaak. Maar sy woord het waar geword, en die Here onder Kores bring weer sy volk terug na Jerusalem toe om die tempel te herbou. So sal ons uiteindelik die antitype terugkom na die Vaderhart toe, om saam met Jesus te wees. Pragtige woorde in Johannes 17. Openbaring 4 van vers 2. En dadelik was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon, en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius. En rondom die troon was 'n reënboog, wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. Ek weet nie of u al ooit na hierdie gesteentes gekyk het nie, maar ek het al baie keer na 'n reënboog gekyk, en na daardie kleur, van die rooi kleur, tot waar die blou so pers word, dat jy dit nie meer kan sien nie. En dan dink ek aan die wetenskap daarachter, die bietjie wat ons wel verstaan, verskillende golflengtes. Hoe langer die golflengtes, hoe rooier die lig. Hoe korter die golflengtes van lig, hoe blouer word dit. En watter van daai golflengtes plante, amper sê kan sien, kan gebruik om te fotosinteer, en watter hulle nie kan gebruik nie. Jy weet, dit is net 'n wonderwerk wat so pragtig is. En hier om sy troon is daar so 'n reënboog. Dit is vir my pragtig. Nou vergelyk dit met stene. En die steen jaspis is 'n rooi steen. En smarag het 'n groen kleur. En van hierdie gesteentes het pragtige kleure. Daar's van hulle wat gloei. En in die bygaande foto het 'n persoon dit so geskilder, dat hy hom dit so voorstel. 'n reënboog om God se troon, met al sy engele ook om hom. Ek vra myself, wat leer Daniël 2 en Daniël 7 vir ons? Die wêreldse geskiedenis, wat vanaf Babylon begin, en daarna Medo-Persië, en daarna Griekeland, daarna Rome, met die middeleeuse vervolging van die kerk vir 1260 jaar lang, die werk van die klein horinkie van Daniël 7 vers 8, en let nou op, wat gebeur in vers 9? Daniël 7 vers 9.
Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en 'n oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol. En sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur. Nou wat het vers 8 gesê? Dit het gepraat van die klein horinkie, né? En nou, die volgende in, dat daar trone, dat daar 'n hofsitting is, die volgende vers. Ek het bly kyk totdat trone reg gesit is, en hier kom die regter van alle eeue in. Daniël word in visioen skielik van die geweld van hierdie aarde weggeruk, van die boosheid van hierdie aarde, hemel toe, en ons blik verskuif van die aardse geskiedenis na wat in die hemel gebeur, en ons is in die hemelse troonkamer. In die bygaande foto daar, kan jy sien Daniël 2 in die linkerkantste kolom, en Daniël 7 in die regterkantste kolom. Nou, dit is baie klein, gaan nie die geskryf lees nie, maar daar word die koninkryke aangedui vanaf die beeld in Daniël 2 tot daar die onreine diere in Daniël 7, wat presies dieselfde tydperke voorstel, maar wat dan meer besonderhede byvoeg. Daniël 7 vers 10, wat sê vers 10? 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Stel jy voor, dat hierdie hoftoneel, hierdie stroom van vuur, ek kan dit nie in my gedagtes voorstel nie, hierdie absolute heiligheid van God, wat hom omring. 1000 maal duisende het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Wat 'n plegtige toneel. Nog nooit was daar 'n hofsitting so groot en so belangrik, waarop elke hemelwese se aandag gerig is nie. Die boeke is geopen. Ons gaan in die volgende Bybelstudie 'n bietjie naderby kyk wat daar gebeur en watter tyd hier aangedui word. Ons kyk nou Openbaring 5 vers 8, 'n paar verse ten slotte. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sieters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie. Hier is 'n boek met 7 seels beseël, en in daardie dae het hulle nie in platboeke geskryf soos ons nie, maar op stroke papyrus of leer, en dit opgerol soos in wat is in die boekrol geskrywe. En so is hierdie boekrol met 7 seels verseël. Ons sal net nou na die foto kyk. En dit stel die hele geskiedenis van hierdie aarde voor. En niemand kan daai 7 seels breek of oopmaak nie. Behalwe een. En daar word gesoek na iemand om dit oop te maak. Vers 10. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende. In ons gebedsfoto hier kan jy ook sien hoe iemand dit voorgestel het daar, as daar die boekrol met daar die 7 seels toegemaak.
Niemand kan u lewensverhaal lees nie. Niemand het die insig van alles op hierdie aarde nie, maar dit is opgeskryf in die boekrol van die hemel. En daardie boekrol word oopgemaak, en net een kan hom oopmaak, en dit is Jesus. Hy wat die lam van God is, wat geslag is deur die eeue. Kom ons bid saam. Dierbare Vader in die hemel, vandag weet ons, dat weens sonde wat ingekom het op hierdie aarde, dat daar 'n oordeel broodnodig is, want sonde het nou lank genoeg sy tol geëis. Satan het sy bose saad gesaai, en ons wag vir die uitspraak van ons regter. Mag elkeen van ons sy name in die boek van die lewe geskryf wees, en mag ons huis toe gaan wanneer hy weer kom. Ons bid dit in sy naam. Amen.